Pick n Pay, trotse ondersteuner van plattelandse familieboere en lamb chaps. Nou vandag se resep is beslis bitterlekker en die 3 uur oondtyd werd. Nou dit vat 'n rukkie om te kook, maar die resultaat is heerlik. Nou ek beloof jou, jy gaan my na die tyd bedank. Dis sagte, uitmekaar getrekte kort ribbetjies en 'n heerlike ryk sous gekombineer met parmesan, suurroom, kapokaartappels om die beste trooskos en naweekgereg te maak. So as jy op soek is na 'n prettige en ongelooflike heerlike naweek kookprojek, hier is die resep net vir jou. Nou onthou net, dit kan nie gejaag word nie. Dit gaan elke happie van smelt in jou mond beesvleis die moeite werd maak. Nou terwyl ek deur die metode en die vleisbestanddele gesels, gaan ek vir jou foto's wys, aangesien ek myne reeds in die oondgaar gemaak het. Nou jy gebruik 'n goeie kwaliteit vleis van Pick n Pay. Hier voor my sien jy die kwaliteit van vleis in die pakkie. Nou in 'n pan, ek gebruik hierso 'n ysterbodem of 'n swart pan wat ek in die oond kan sit. Verbruin jy jou vleis aan albei kante gegeur met olyfolie, sout en peper. Nou dit gee net daai ekstra geur en 'n kors rondom die vleis vir die ekstra bruin stukkies wat in die pan gaan agterbly en heerlik in die sous gaan wees. Nou sorteer jy die groente, gekapte eie, seldery en wortels in dieselfde pan totdat dit sag is. Om 'n ryk dik sous te skep, voeg ek tamatiepasta by in die pot en dan saam met die sagte groente en 'n bietjie meel. Nou dit verdik net die vloeistof in die kookproses. Jy ontglas die pan deur nou net die wyn in die pan te gooi en maak seker jy skraap al die stukkies aan die onderkant van die pan af. Die res van die vloeistof, blikkies tamatie en beesaftreksel gaan in die pot ook in. Roer goed dat alles nou lekker meng. Nou plaas die vleis terug in die pot sodat dit deur die vloeistof bedek is. Dan voeg jy net die gekapte petersilie by en bring dit tot kookpunt sodat jou vloeistof warm is as dit natuurlik in die oond ingaan. En jy kan hierdie pakkie sous ook lekker gebruik as jy nie die beesaftreksel wil gebruik nie. Jy kan dit dan nou insit of later as ons die sous bietjie moet verdik. Nou bedek jy die pot, haal dit van die plaat af en plaas dit in die oond op 160-170 grade. Laat dit vir 'n paar ure bak of totdat die kort ribbetjies sag is en uitmekaar val. Daar het jy nou my hele storie. Nou as ek terug is, wys ek die heerlike eindproduk en gesels oor die parmesan suurroom kapokaartappels. Dash Bosch The Gift is 'n Pinotage Shiraz Petit Verdot versnit wat deel vorm van hulle premiumreeks, gewild onder ware wynkonnoisseurs en versamelaars. Die elegante vrugtige rooiwyn is die perfekte pasmaat vir beesvleis, lam of wildvleisgeregte. Nou nadat jou vleis uit die oond kom, skep die vleis uit en maak seker jy haal al daai beentjies uit. Dan trek jy die vleis uitmekaar of sny dit op 'n snybord en om 'n syagtige gladde sous te kry, kan jy 'n sif gebruik en dan die vloeistof daardeur gooi en dit wat agterbly kan jy dan nou net weggooi. Ek hou daarvan om dit net so die sous terug in die pot te gooi en dan die stukkies vleis dan nou net terug te sit in die pan. En dit is dan nou hier waar die sous met die pakkie sous of daai waarvan ek vroeër gepraat het kan verdik, of jy kan die pot net tot kookpunt bring op die stoof en laat prit sodat dat as die vloeistof nou nog bietjie waterig was, kan hy dan nou net verminder en die sous verdik. Nou as daar olie ook bietjie bo op die oppervlakte van die vleis is, kan jy dit net met 'n lepel afskep. En sodra die sous dan dik is jou vleis gereed vir opdiening. Nou kyk net gou hier, ek wil vir julle wys, dit lyk absoluut heerlik. Dit ruik ook baie lekker. Nou ek wys jou gou die parmesan kapokaartappels en kyk, 'n aartappel bly 'n aartappel. Ek sê altyd dit is eintlik seker een van die kossoorte wat jy op die mees veelsidigste maniere kan bedien. Deur om dood eenvoudig net altyd die geure en elemente daarbey te verander. Nou voor my het ek saggekookte aartappels. Ek het al klaar begin nou, dit is baie maklik. Jy kook dit mos nou net sag in water, gooi jou water af en dan het ek my aardappeldrukker gebruik en ek het dit so lank bietjie sag gedruk, dan het ek sout bygegooi en dan heerlike suurroom. As jy nie van suurroom hou nie, dan gebruik jy gewone room en dan het ek nou hier van die parmesan kaas en onthou ek het bietjie botter ook gebruik. Kan jy nou net dit so insit en dan kan ons dit nou lekker net deur meng.
en dan is ons aardappels gereed. Nou my mond water nou al behoorlik met al hierdie reuke hier onder my neus en dan net 'n wenk, die kortrib beesvleis kan jy nou al 'n dag vooraf maak, net dan weer verhit en dan voorsit met aardappels of selfs rys of pasta of wat ook al jou voorkeur is. Hier het ek ook 'n heerlike pak groente wat jy ook in plaas van 'n stysel die groente kan opeet. Nou ek hoop julle het julleself ingelewe hier in my bitterlekker kombuis vol Pick n Pay produkte waar al die resep se bestanddele beskikbaar is. Nou al wat ek vir garnering gebruik is gekapte petersilie. Nou voor my gaste hier om die tafel kom sit, kom ons dien gou die laaste bord op. So natuurlik die belangrikste element met kos is ook die bord. So onthou daai mooi bord en ek gebruik hier net 'n klein bordjie en dan sit ek so bietjie van die kapok aardappels binne-in en julle hierdie. Ek het geproe, hoor, dis baie lekker. So ek vat net so, kyk my sous het lekker dik gekook en dan al wat ek nou doen, ek skep dit basies ja maar net so lekker genoegsame hoeveelheid. Kom so 'n bietjie ekstra op die bord. En dan, soos ek genoem het, daai gekapte petersilie kan jy nou net so 'n bietjie bo-oor sit vir daai groenigheid. Laat die kos net so 'n bietjie pop. En dan 'n ander produk wat ek ook gekry het, julle weet ek is baie lief vir 'n mikro-krui. Nou hierso is, hierdie noem hulle 'n trio sprout mix. Maar kyk, nou maak jy jou kos sommer net bietjie fancy. Dis hy, bo-op. Nou die bord sê net een ding en dit is hartskos. Kry my resep op ons ontbytsake webtuiste en gaan koop jou bestanddele by Pick n Pay en probeer dit asseblief. Volgende week weer 'n nuwe resep. Geniet die Paasnaweek saam met jou geliefdes.